Goeienaand broers en susters, ek moes baie mooi oefen om te sê goeienaand en nie goeiemôre nie. Baie welkom by vanaand se voorsang van ons Pinksterdiens. En ek hou van die eerste lied, ek sien nou eers mooi 411, al drie die versies. Kom almal laat julle stem verrys. Al is ons so min, laat ons almal ons stem verrys om hierdie lied te sing. Kom almal laat julle stem verrys. Vers 1, 2 en 3, dis 411. Ons volgende lied is lied 511, lei U ons lig, al twee die versies.
Ons sluit ons voorsang af met lied dubbel 42, dis 'n Pinksterlied. Gees van God wat in my woon. Ekskuus. Baie dankie Tannie Nelly vir die voorsang en Tannie Beulah en vir Johan en Cornella agter. Goeienaand broers en susters. Goeienaand ook aan julle wat ingeskakel is by die huis en op televisie en op Facebook en waar ook al. Dis vir ons regtig lekker. Tannie Nelly het net nou gesê om goeienaand te sê, om weer 'n Pinkster geleentheid te kan hou. Ons kon dit nie laas jaar doen nie. En dan besef mense net weer wat mens mis. Vanaand mis ons nou die sop en die broodjies en ek voel so half, ek weet nou nie eintlik hoe mense moet voel nie, want as die sop en broodjies is, dan is die skare is mense hierso. Maar ons is bly oor elkeen van julle wat hier is. Ek moet sê, vanaand is vir my so 'n bietjie 'n hartseer aand ook. Ek waardeer Tannie Nelly se voorsang vreeslik baie. Maar hierdie geleentheid is ook die geleentheid wat oom Gerrie Roots altyd gelei het. Nee, julle sal mos onthou, hy het altyd die voorsang gelei tydens Pinkster. En oom Gerrie is laas jaar oorlede en dit sou sy verjaarsdag ook wees vandag. So ek dink ons dink sommer in besonder vandag aan Tannie Engela en aan die kinders. Op so 'n dag, dit is eintlik maar 'n slegte jaar gewees vir 'n klomp mense, maar ek dink in besonder vir hulle, so hulle gedagtes is maar net sommer of hulle nagedagtenis is sommer net vanaand hier by my. Broers en susters, ons gesels hierdie week saam rondom die tema van om saam met God te wandel, soos wat Henog gedoen het. En vanaand gaan ons na die tema kyk van wie is ek? Wie is ek as mens wat saam met die Here wandel? En môre gaan ons bietjie saam gesels oor die ander persone wat saam met my op hierdie lewensreis is, waarmee ons besig is, om saam met God te wandel. So ek wil vra dat ons hierdie geleentheid gaan begin deur stil te word en dan gaan ons na 'n lied luister, 'n lied kyk. Die woorde sal by wees. U is welkom om die woorde te volg, in die hart dalk saam te sing, of dalk net in stil gebed met die Here te verkeer. En ook by jouself na te dink, maar wie is ek? Wie is ek wat vanaand hier voor die Here in sy teenwoordigheid gaan wees? Kom ons word stil en dan begin ons ook hierdie erediens op so 'n manier. In my mind that say I'm not enough.
single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm held when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I'm yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. Vader, as ons voor U stil is vanaand, dan besef ons, soos Dawid in Psalm 139, dat U alles van ons sal weet. Here, U ken ons gedagtes, U weet waarmee ons worstel, U weet wat ons opgewonde maak in die lewe, U weet wat ons bekommerd maak, U weet waarmee ons elke dag besig hou. Here, en daarom hoef ons eintlik nie woorde te gebruik as ons in U teenwoordigheid is nie. Ons kan maar net hier wees en vir U sê, hier is ons Here. Hier is ons in U teenwoordigheid en ons wil naby aan U wees. Ons wil saam met U wandel. Ons wil U beter en beter leer ken. Ons wil meer en meer soos Jesus word. En ons besef, ons kan dit net doen as U Gees ons nuut maak. Maar hier is ons vanaand, Here, as gebroke mense, as mense wat U vrede en U hoop en die lig nodig het. En ons kan net bid, Here, dat ons bewus sal wees van U wat langs ons is. Amen. Liewe gemeente, broers en susters, julle wat inkyk, inluister, die Here is hier en daarom groet ek julle met sy genade, met sy vrede. Dit kom van God, wat homself openbaar het as ons Vader in die hemel, as ons verlosser, die Here Jesus Christus, en as die Gees ons trooster. Amen. Kom ons staan op en dan sing ons lied 450 saam. Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons die heerlikheid kan verwoord, die lof besing met 'n aardse stem? Al twee verse van lied 450, daarna kan jy weer die sitplek inneem. Oh,
Ek lees vir ons vanaand saam uit Romeine hoofstuk 3, daarby vers 21. En dis Paulus wat in hierdie gedeelte baie mooi vir ons verduidelik, dat geen mens kan gered word op grond van dit wat ons doen nie, want ons almal het maar ons sonde, ons almal stry met sonde in ons lewens, en die enigste manier waarop ons gered kan word, waarin daar vrede kan kom tussen ons en God, is deur die verlossing in Jesus Christus. Daar staan by vers 21 van Romeine 3, maar nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en is ver van God af, maar hulle word van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Gaan vir ons net tot sover lees, daar by vers 23 staan, almal het gesondig en is ver van God af, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Liewe gemeente, broers en susters, julle wat inluister, as ons in 'n verhouding met die Here wil lewe, as ons saam met God wil wandel, soos wat Henog gedoen het, dan wil ek dink dit is belangrik om te weet wie is hierdie God saam met wie ons 'n pad loop. As jy tog in 'n verhouding is met iemand, dan wil jy die persoon langs jou beter leer ken, en op so 'n manier is dit belangrik dat ons as gelowiges moet weet wie is God. En ek het laas Sondagoggend so ietsie daaroor probeer sê, daar's so baie dinge oor God wat gesê kan word, maar dit is baie belangrik dat ons moet weet, God is nie hierdie abstrakte beeld iewers ver, waarvan ons net in die Bybel lees nie. God is iemand wat by sy mense betrokke is, hy is God Immanuel, die een wat by ons is. Die Bybel beskryf hom op 'n klomp maniere, hy is die skepper, hy is die almagtige, hy is die Vader, hy is die verlosser, hy is ons leermeester, hy is ons priester, profeet, hy is ons koning, hy is ons trooster, hy is ons leidsman, hy is ons voorspraak. So is daar 'n klomp dinge wat van God gesê word, en ek dink ons kan 'n hele reeks daaroor doen, ons kan 'n hele jaar, ons kan 'n paar jaar daarmee besig wees, om vir mekaar te sê, wie is God? En hoe is God? En wat doen hy in ons lewens? Maar nog 'n ding wat vir ons baie belangrik is, as ons in 'n verhouding met die Here wil lewe, en as ons saam met hom wil wandel, is om te weet wie is ons? Wie is ek en wie is jy? En hoe sien ons onsself in ons verhouding teenoor God? Waar het die mens begin? Ons lees mos in Genesis daarvan, dat die mens het begin met 'n wonderwerk, toe die Here op dag 6 die mens geskep het. Toe die Here vir jou en vir my gemaak het, het daar 'n wonderwerk gebeur. 'n Wonder is mos nou iets wat net God kan doen. Geen mens kan dit doen nie. Is net God wat mens kan skep. En op die 6de dag het hy die mens geskep uit niks uit nie, en die Bybel leer vir ons dat die mens is die toppunt van die skepping. Ons is die heel beste. Daar's niks beters gemaak as ons nie. Nadat die Here ons geskep het, het hy na die mens gekyk en hy het gesê, dis goed, dis baie goed. Dit is amper asof die Here homself op die skouer wou geklop het en gesê het, maar ek het goed gedoen dit wat ek hier gedoen het, om die mens te maak. Ons kan nou debatteer oor hoe dit gebeur het en wanneer dit presies gebeur het in die skepping, maar die belangrikste wat ons as gelowiges moet by begin is om te weet dat dit God is wat ons geskep het. Ons is nie verniet hier nie. God het ons geskep, elkeen van ons, en hy is die skepper van die hemel en die aarde, en met sy skepping is hy baie tevrede. Dis ons beginpunt vanaand. Sê die Here het ons geskep, hy het vir jou en vir my geskep, en hy was tevrede met dit wat hy geskep het. En in die begin het die mense in harmonie met die skepping en met God saamgeleef. Ons lees dit mos nou daar in Genesis, dat die mense het in hierdie pragtige tuin gebly, alles was mooi, alles was goed, alles het saamgewerk, alles was in harmonie, almal het in vrede saamgeleef, dit was lekker gewees. Ons moet nie die fout maak dat die eerste mense het net agteroor gesit en was lui nie. Hulle het hard gewerk, want die Here het gesê, dis hulle opdrag, bewoon en bewerk hierdie aarde. Maar al die negatiewe wat ons vandag beleef,
van die konflik en van die stres en van die versuurde verhoudinge en rasisme en alles wat ons in ons land beleef, daai dinge was nie daar gewees nie. Alles het in harmonie en in vrede saamgewerk. Ons kan eintlik net sê alles het gewerk, nee, want ons ken dit ook nie meer deesdae nie. Alles het gewerk, alles was in vrede, alles was in harmonie gewees en die rede daarvoor was dat alles was op 'n goeie beginsel, op 'n goeie verstandhouding gebaseer. Dat die mens is 'n skepsel en God is die skepper en die mens is onderdanig aan God. Dit was die verstandhouding. Die mens moes dit verstaan het, dis hoe die mens gemaak is, die skepper is in beheer, die skepper stel die reëls op en die mens is onderdanig daaraan. Maar toe gebeur daar iets verskrikliks. En dis laat daar 'n breuk gekom het tussen die skepper en tussen sy skepping. Tussen ons en tussen God. En tussen ons en dit wat rondom ons gebeur. Die vrede is versteur. Die harmonie was daar nie meer gewees nie. En dit gaan oor die mens wat sy vryheid misbruik het om die grens te oorskry. Die mens wat gedink het soos wat ons vandag nog dink, ons weet beter. Die gras is groener aan die ander kant van die draad. Daai ding wat enige goeie verhouding beïnvloed, wantroue en ontrouheid. Het die verhouding tussen ons en God skade gemaak en daar het 'n breuk gekom. Nou is dit baie maklik om die slang die skuld te gee, om die Satan die skuld te gee en te sê dit was alles hy, soos wat die mense ook gedoen het. Maar die Satan, die slang het net die aas uitgehou en die mense het dit gevat. En wat was die aas gewees? Die aas was, julle kan soos God wees. Julle kan soos God wees, om meer as net 'n mens te wees. En as ons meer as net 'n mens is, dan word God eintlik 'n bysaak. Dan word God eintlik maar net 'n hulpmiddel. Eintlik maar net 'n medewerker, iemand wat ons kan nader trek as ons hom nodig het. En vandag nog gebeur dit op presies dieselfde manier as wat destyds in die tuin van Eden gebeur het, dat die mens dink ons het nie vir God nodig nie, dat die mens dink ons is beter as God. Dat die mens dink ons kan maar oor die grense beweeg wat die Here vir ons gestel het en dit sal met ons goed gaan. En dit werk nie so uit nie. Elke liewe mens wat dit probeer het, is teleurgestel daarmee as hulle by hierdie punt kom. Sonde is 'n nee sê vir God. Sonde is 'n nee om saam met God te wandel. Sonde beteken ek kies om 'n ander pad te loop as wat God loop. Ek kies om nie saam met die Here te leef nie. Waar die mense aan die begin in die tuin van Eden in harmonie saam met God geleef het, in 'n mooi verhouding in vrede saam met God gewandel het, moes die mense nou die grondpad uit die pastorie uit die paradys uitvat, grondpad vat, weg van die harmonie af, weg van die vrede af, sonder God. En van toe af het die sonde 'n merk gemaak op jou en op my, en op ons lewens, en op hierdie wêreld waarin ons lewe, en op ons kinders. Ons word nou gebore in 'n gebroke wêreld. En ek hoef dit nie vir julle te sê nie, julle beleef dit aan julle eie lywe. Ons almal leef in hierdie wêreld waar die harmonie nie meer daar is nie, waar daar nie meer vrede is nie. Ons beleef dit in die omgewing rondom ons, ons beleef dit in ons eie lewe, ons beleef dit aan ons eie lywe. En niemand is onskuldig hierin nie. Waar ons almal vroeër in harmonie saam met God kon geleef het die mens gekies om eerder weg van God af te wandel. Waar mense vroeër in harmonie met God geleef het mense nou soekers en swerwers geword. Soekers na daai vrede wat net God vir ons kan gee. Soekers na die harmonie wat ons voorheen gehad het. Ons is almal soekers in die lewe en ons is almal op pad na die dood toe. Amanda Strydom het mos so mooi lied daaroor, haar pelgrimslied waarin sy sê, Vader God, U ken my naam, my binnegoed en my buitestaan.
my groot praat en my klein verdriet, my vashou aan alles wat verskiet. U ken my vrese en u ken my hoop, die pad wat ek so kaalvoet loop, die pad het u lankal berei, u maak die pad gelyk vir my. Alle pelgrims keer weer huis toe en elke swerwer kom weer tuis. Ek verdwaal steeds op die groot pad, soekend na u boardinghuis. Jy sien broers en susters, ons het almal swerwers geword as gevolg van sonde in hierdie lewe. Ons het almal soekers geword en ons is besig om op 'n grondpad te loop wat baie op en af is. Wat soms baie swaar is. En ek weet nie of dit net is dat ons predikante miskien meer bewus is daarvan nie en of ons mense dit goed reg kry om hierdie grondpad van die lewe vir mekaar weg te steek agter die maskers wat ons dra. Want ons mos nou nie vir mekaar wys hoe swaar dit gaan nie, maar ons as predikante is so bewus daarvan en ek was die afgelope week weer so bewus daarvan toe ek by mense gaan kuier het. Mense is stikkend. Hierdie wêreld is stikkend. Die wêreld is gebroken. Ons is so bewus daarvan van hoe baie mense siek is as gevolg van kanker. Ek was hierdie week van die een gesin na die volgende gesin waar mense vir my gesê het hierdie een het soveel maande oor om te lewe. Daai en dink die dokters nie hulle gaan dit maak nie. Daar's 'n vrou wat weer 'n bors moet afsit. Verskriklike goed wat in mense se lewens gebeur. Mense wat geliefdes moet begrawe. Ons het hierdie week weer iemand wat moet afskeid neem van 'n pa, van 'n man, van 'n broer. Mense wat draaie om die huis ry, nie wil huis toe gaan nie omdat dit net 'n geveg is by die huis. Nie vir hulle lekker om daar te wees nie. Mense wat worstel met depressie. Mense wat by ons huil oor hulle kinders. Mense wat fisies en emosioneel so verniel word. Dit is verskriklik. Mens kan nie dink dit gebeur oral hier rondom ons nie, maar dit is die effek van hierdie wêreld waarin ons is. Die effek van 'n sondige wêreld wat sonder harmonie saamleef. Daai slang los mense nie uit nie. Daai slang probeer nog steeds mense se lewens vernietig. Maar gelukkig is dit dan nie so hopeloos nie. Want gelukkig het God gekies om te sê die mens het 'n fout gemaak, maar ek wil nog steeds saam met hom wandel. Ek wil nog steeds naby aan hom leef. Ek wil nog steeds hierdie grondpad wat ons nou maar moet loop, saam met hom loop, saam met haar loop, dat hulle bewus is daarvan dat daar 'n ander lewe is. Al is ons nie eers altyd bewus van sy gees wat saam met ons rondbeweeg nie. Het die Here gekies om saam met ons te loop. Het die Here gekies om hierdie grondpad waarmee ons besig is, saam met ons aan te durf. Maar heeltyd hier in die skaduwee seil hierdie slang saam om die moeilikheid in te bring. Iemand het een keer gesê dat na die paradys loop ons almal met slanggif in ons are rond. En dis eintlik 'n mooi beskrywing, nê? Want ons hoef nie ver te soek in die Bybel of in ons eie lewens om dit raak te sien nie. Ons almal het daai inspuiting slanggif in ons gekry wat maak dat ons geneig is tot die verkeerde. Sommige daar in Kain en Abel se verhaal lees ons dit. En hierdie keer was dit nie die slang wat die aas voorgehou het nie. Ons lees nie dat die slang iewers was nie. Die gif was klaar ingespuit. En die mense het moord gepleeg. Ons sien dit in ons eie lewens, dat ons is so geneig om heeltyd vir die verkeerde te mik. Is gewonder dat Jesaja sê ons beste dade is soos vuil klere nie. Ons mense is heeltyd geneig om vir die verkeerde dinge te kies. En dan vra ons as mense, maar hoe kan God dit toelaat? Hoe kan God dit doen? Hoe kan God dat doen? Hoe kan God kanker vir mense gee? Hoe kan mense siek word? Hoe kan huwelike vernietig word? Hoe kan mense so lelik wees met mekaar? Want dit is nie God nie, is mense. Is mense wat so met mekaar werk, is mense wat so met mekaar omgaan. God is 'n God van liefde. Dis nie mense se skuld dat hierdie wêreld so lyk, nie God se nie. Dis mense wat dit aan mekaar doen. Die Here het vir ons 'n paradys geskep, 'n plek van vrede en van harmonie.
Maar die mens kies elke keer opnuut om daai vrede op sy te sit en die sonde en die onvrede na te jaag. Adam en Eva is maar vir ons 'n voorbeeld van hoe ons almal is. Wat so geneig is om die verkeerde dinge te kies. En dan wil ons as mense vra, maar hoe kan God dit toelaat? Weet jy hoekom laat God dit toe? Want die hoogtepunt van die skepping wat hy gemaak het was die mens. En hy het ons fantasties gemaak. Hy het vir jou en vir my fantasties gemaak, die toppunt van sy skepping, maar hy het vir ons 'n keuse gegee. 'n Vrye keuse gegee. Om elke keer te kan kies wat en hoe ons wil. En dis eintlik goeie nuus, want ons het nog steeds 'n keuse. Ons het nog steeds 'n keuse om te sê, alhoewel ek hierdie slanggif van my are het, kan ek nog steeds weer vir die Here kies. Kan ek elke keer wat ek by 'n kruispunt, by 'n virkpad in my lewe is, kan ek besluit watse kant toe wil ek gaan? Wil ek saam met die Here wandel of wil ek sonder hom wandel? Wil ek in vrede met God leef of wil ek teen hom gaan? Ons elkeen het elke dag 'n keuse. Die Bybelse verhaal is 'n verhaal van God wat saam met mense loop, wat saam met hom wil loop. En wat elke keer sy wegloopkinders weer gaan haal en sê, maar kom terug na die pad toe. Kom terug want ek wil graag saam met jou rond beweeg. Maar die Satan, die slang, is elke keer daar rond. En die oomblik as ons begin rondkyk vir kort paaie, dan trek hy ons in verkeerde rigting. Dawid het op 'n stadium na die skepping gekyk en hy het die mooi daarin raak gesien en hy het vir God daarin raak gesien. En dan vra hy met reg, wat is die mens dan dat u aan ons dink? Die mensekind dat u na hom en na haar omsien. Jy sien, want mense is deurwinterde sondaars. Ons steek dit vir mekaar weg, maar hier in ons hart weet ons dit. Mense is vlugtelinge weg van God af. Mense is mense wat ander mense verniel en seermaak. Mense is 'n bedreiging vir hulle naaste, hulle is 'n bedreiging vir die skepping. Onthou die foto's wat laas jaar uitgekom het in hierdie lockdown tyd, toe almal nou by die huise moes gewees het, hoe die skepping herstel het. Ons mense is eintlik verskriklike goed. En ons is nie dit wat God gemaak het nie, want ons het teen hom gekies. En dan sê Dawid, maar wat is ons dan dat u aan ons dink? Ons met al ons sondes, ons met al ons foute, hoekom dink die Here nog steeds aan ons? Hoekom sorg die Here nog steeds vir ons? Hoekom kies die Here om nog steeds saam met jou met my te wandel? Want die Here wil naby aan ons wees. Ons bly nog steeds sy verteenwoordigers. Hy het ons nog steeds na sy beeld geskep. En al is ons met hierdie lewe besig op 'n grondpad wat vol sonde en dorings is dit 'n lewe wat die Here wil hê, wat ons nog steeds naby aan hom moet kan lewe soos Henog. En in gehoorsaamheid moet lewe soos Moses. En met geloofsvertroue moet lewe soos Abraham. 'n Lewe waar ons voor God kan dans en huil soos Dawid. Maar ons is almal soekers. Ons is almal soekers, sondige soekers na die pad van die lewe. En is net God wat deur sy gees ons op hierdie wandelpad kan help. En vir ons kan sê, maar kom ek wys vir jou waar is die regte pad. Kom ek wys vir jou hoe om hierdie lewe te lewe. En dis hoekom ons saam met daai mooi lied wil sing, soos 'n wildsbok wat smag na water, so smag my siel na u, o Heer. Want ons wil naby aan die Here wees. Dis net God wat daardie leemte in jou hart kan vul, wat vir die ware geluk kan gee. Liewe gemeente, ons dominees kom by baie mense. En ek weet nie altyd of dit goed of sleg is nie, want ons sien te veel van mense. Maar ek sien oral waar ek rond beweeg, dat mense is soekend. Mense is soekend na God.
Mense soekend na iets om daai harmonie, daai vrede weer te herstel. Ek sien dit by mense buite die kerk, maar ek sien dit ook by mense in die kerk. En ek sien dat mense dit by die kerk om soek, maar ek sien dat mense dit buite die kerk ook soek. Mense soek dit in boeke oor selfverwesenliking. Mense soek dit op 'n klomp maniere, hulle soek dit in musiek, hulle soek dit in vriendskap, hulle soek dit in verhoudings, hulle soek dit in verslawings, in pornografie, in pille, in sport. Want daar's iets wat kort kom. Ons het nie daai vrede met God wat ons soek nie, en dan soek ons dit op 'n klomp plekke. En ons is so bang om dit by God te gaan soek. Ons hou hom eerder op 'n afstand. Alhoewel hy die enigste een is, maar daai gat in ons hart kan vul. Soos wat ek vanoggend vir Augustinus aangehaal het, my hart kan net vrede kry, as dit vrede kry by God. Ek wonder of u al daai vrede gekry het, en of u nog steeds soekend is. Ek wonder of u al beleef het, dat die Here saam met jou hierdie pad loop, waarvan ons so maklik verdwaal. Ek weet ons almal het daai slanggif in ons are, en ek weet ons almal stoei en ons almal mik eerder vir die breë pad. Maar broers en susters, ons bly 'n keuse hê in die lewe. Altyd, elke dag, om weer te kies vir God. Om weer te kies om 'n pad saam met die Here te loop. Ek het aan die begin van die diens gevra, ons moet weet, wie is ek? Wie is ek as ek in 'n verhouding saam met die Here wil lewe? Weet jy wat, dis 'n keuse wat ons ook kan maak. Ek kan kies om te sê wie ek is. Ek kan kies om te sê, Here, ek is 'n sondaar mens wat U nodig het. Here, ek wil graag 'n pad saam met U loop. Here, ek is verdwaal. Here, ek het 'n gat in my hart. Here, help my weer terug. Here, bring my weer op die beproefde pad. Ek wil U vanaand uitnooi en ek wil U vanaand smeek. Sien weer God se uitnodiging raak elke dag. Wat hy vir ons uitnooi, wat hy weer vir ons vra, kies my. Kies my om saam met my hierdie pad aan te durf. Kies dat ek jou kan help op hierdie pad. Kies dat my gees vir jou kan lei op hierdie pad. Sien weer raak dat my genade vir jou genoeg is. Broers en susters, ons almal is sondaars. Ons almal is skuldig voor God. Maar in hierdie wandel waarmee ons besig is, het die Here gekies om sy seun vir ons te gee, sodat ons weer die lewe kan hê. En sodat die onvrede wat daar gekom het tussen ons en God opgehef kan word. En sodat ons weer in harmonie met hom kan saamleef. Dis 'n keuse wat ons moet maak. Om te sê, ja Here, ek kies om saam met U te wandel. Ek kies om saam met U te leef. Ek kies om in hierdie deemekaar wêreld waaraan daar soveel onvrede is, hierdie wêreld aan te durf saam met die Here. En mag jy dit vanaand doen, mag jy dit elke dag doen, mag jy elke oomblik wat jy voor 'n keuse staan, weer kies om saam met die Herder te loop op die pad wat hy u lei. Amen. Kom ek bid vir ons. Here, ons is almal maar swerwers, soekers, ver van U af. En tog bly U dink aan ons as mense. Tog trek U ons nader. Tog, Here, het U gekies om nie in onvrede met ons te bly lewe nie. U het deur die Seun gekom om die vrede te herstel. En ons almal het dit nodig. Ons het almal nodig, Here, dat U ons weer vrymaak en skoonmaak en red en terugbring op U pad. Here, daar's soveel keer in ons lewens wat ons moet keuses maak. Keuses wat ons of weg van U afvat,
of keuses wat ons nader aan U gaan bring. Here, vanaand wil ons weer kies om op U beproefde pad te loop. Die pad te loop wat U woord vir ons aanwys. Die pad te loop waarop die Heilige Gees ons lei. Die pad te loop saam met U. Want Here, hierdie wêreld is stikkend en hierdie wêreld het soveel seer. Hierdie wêreld het soveel swaar kry. Ons kan dit nie alleen aandurf nie. Daarom bid ek vir elkeen van ons, Here, vir elkeen wat inluister, vir elkeen wat hier is vanaand, dat ons weer sal kies vir U, en dat ons bewus sal wees, Here, dat U hierdie pad saam met ons loop, oor die berge, in die dale, op die groen weivelde, en deur die donker dieptes. U genade is vir ons elke dag genoeg. Amen. Kom ons sluit af met lied 512. Ek sê baie keer vir mense, lied 512 is nie vir my 'n begrafnislied nie, alhoewel die mense dit baie keer by 'n begrafnis sing. Dis vir my 'n lied waarin ons vir die Here ook sê, maar ons wil nader aan Hom wees. En ons kom nader aan die Here op verskillende maniere. Deur angs en vrees, deur lyding, deur swaar kry, beweeg ons nader aan die Here. En kom ons sluit af met hierdie lied 512. Ontvang nou die seën van die Here en gaan wandel in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees saam met elkeen wees en bly. Amen.
iets wat jy op die tyd. Die ergste maak is